Goeiedag en dankie dat jy inskakel by Spirit and Life. En dis vir hierdie jaar die laaste week wat ek video's maak. Dan gaan ek eers in Januarie, Desember vat ek 'n breek. Dis die laaste week van November. Nou, die Kersdag is belangrik. Onthou, ons het Kersdiens en ons het Oujaarsdiens. Dis dienste wat jy moet mis nie. Maar ek wil hierdie week met jou praat oor seker een van die belangrikste dinge in ons lewe. Nou, jou liggaam is vol organe, maar die belangrikste orgaan wat jy het, is jou brein. Nou, jou brein, moet jy verstaan, is geskape sodat jy besluite kan maak, sodat jy kan regeer, sodat jy kan funksioneer. Ons is soos God geskape, maar God het ons geskape dat ons kan dink, besluite kan maak, emosies kan hê, dat ons gevoelens kan hê, dat ons geloof kan hê, dat ons kan leer, dat ons kan inneem en ons kan ander leer ook, so ons kan uitgee ook, en dis wat ons brein doen. Nou, die probleem is, jou brein skep 'n idee van wie jy is. Dit skep 'n idee van die mense rondom jou, dit skep 'n idee van die kerk, dit skep 'n idee van die land, dit skep 'n idee van die wêreld, dit skep 'n idee van mense om jou, jou omstandighede, alles wat om jou gebeur het, skep 'n idee van jou dorp. Want dis wat in jou brein is. En ons almal het nie dieselfde idee oor goeders nie, of oor mense nie. En ek hoor baie keer, sal mense kom en sommer iets van Focus Deo sê, of iets van my sê, wat glad in die waarheid is nie. Dis eintlik lagwekkend, om te dink dit wat hulle glo. Dis glad nie die waarheid nie. En iets wat ek al gedoen het, wat lank terug is, en nou 'n ding doen is jare daarna, maar hy onthou nie daai een ding, want hy wil. Dis wat vir hom belangrik is. Maar nou moet jy verstaan, wat sê Spreuke 4 vers 23? Hy sê, wat jy dink, bepaal alles wat jy doen. Hoor hierso, wat jy dink, bepaal alles wat jy doen. En as die Here dit weet, moet jy weet, ongelukkig weet die duiwel dit ook, want hy ken die skrifte. En dan wil hy hê, dat jy moet beïnvloed word, dat jy sekere goed moet doen. En hoe kry dit reg? Hy kry dit reg, dat jy op 'n sekere manier dink. Nou moet jy verstaan, dat God ken my voor my geboorte. Ek dink die duiwel ken my van my geboorte af. Sien die Here, en hy laat goed gebeur. Goed wat met my pa en ma gebeur, wat in ons huis is, wat 'n invloed in my lewe het, en goed hoe die Here met ons leef. Ja, ek sien tussen ek en my broers, die goed wat ek onthou en die goed wat hulle onthou, verskil so, en dan dink ek, het ons in dieselfde huis groot geword, dit voel amper nie so nie, maar ek dink, ek kan verkeerd wees, maar ek dink die duiwel het 'n plan, hy het 'n invloed. Nou, al wat die duiwel kan doen is, hy kan met my praat, so hy's besig om met my te praat, en omdat hy met my praat, beïnvloed dit die manier hoe ek dink. En nou weer die duiwel, as ek op 'n sekere manier dink, bepaal dit wat ek doen. 'n Sielkundige sê, dit wat jy dink, het 'n emosionele uitwerking in jou, daar's 'n emosie wat plaasvind, dan praat jy daaroor en dan doen jy dit. So, as ek, sê maar, dink in die verlede, dan is ek emosioneel daaroor, ek praat daaroor en ek sê, ek sal dit nooit weer toelaat in my lewe nie, of ek sal nooit weer so toe gaan nie, dan het dit invloed in my lewe. En dis eintlik wat met elkeen van ons gebeur. So as die duiwel wil hê ek moet iets doen, dan laat hy my op 'n sekere manier dink. Hoor wat sê die Easy Read version. Hy sê, be careful how you think. Your life is shaped by your thoughts. So my lewe word gevorm deur my denke. En dan dink ek, ons moet op 'n oomblik stop en vra, waaraan dink ek? Waar is my gedagtes? Waarmee is ek besig in my gedagtes? Is ek dink ek wat God wil hê ek moet dink? Hoe gaan dit met my gedagtes? So vra jouself af, waaraan dink jy? Waarmee is jy besig? Nou, as ek luister na jou praat, dit wat jy praat, dan weet ek wat in jou hart is. Want onthou, jy dink iets, dis emosioneel en praat jy daaroor. Dit wat jy doen, weet ek dit wat in jou hart is. Dis iets wat belangrik is, wat in jou hart is. So ek weer vir jou, gaan stop en sê, waaraan dink ek? Nou, baie mense wil die doen verander. Jy moet nie die doen wil verander nie, jy moet
Waarin jy dink, hoe jy dink, wat jy dink oor jouself en die omstandighede, dit moet jy verander. Hoe jy oor God dink, dit moet jy verander. Dink 'n oomblik daaraan die week, wat dink jy van God? Hoe dink jy oor God? En wat is jou idee wat jy het in jou kop oor God? Kom ons bid saam. Vader, ek bid dat die week, dat jy met ons sal praat en dat jy ons sal help, dat ons reg kan dink. Dankie vir die liefde in U naam. Amen. Dankie, jy's 'n great blessing.